Esegiel 3. Daarna het hy vir my gesê, mensekind, eet op wat jy vind, eet hierdie rol op en gaan spreek met die huis van Israel. Toe het ek my mond oopgemaak en hy het my die rol laat eet en vir my gesê, mensekind, laat jou buik eet en vul jou ingewande met hierdie rol wat ek jou gee. En ek het dit geëet en dit was in my mond soos heuning so soet. En hy het vir my gesê, mensekind, kom, ga na die huis van Israel en spreek hulle aan met my woorde. Want jy is nie gestuur na 'n volk wat duister van spraak en swaar van tong is nie, maar na die huis van Israel. Nie na baie volke wat duister van spraak en swaar van tong is nie, wie se woorde jy nie kan verstaan nie. As ek jou tog na hulle gestuur het hulle na jou geluister. Maar die huis van Israel sal na jou nie wil luister nie, omdat hulle na my nie wil luister nie, want die hele huis van Israel het 'n harde voorhoof en 'n ongevoelige hart. Kyk, ek maak jou aangesig hard, net soos hulle aangesig, en jou voorhoof hard, net soos hulle voorhoof. Jou voorhoof maak ek hard soos 'n diamant, harder as 'n rots. Jy mag nie vir hulle bevrees of vir hulle verskrik wees nie, omdat hulle 'n wederstrewige huis is. Verder het hy vir my gesê, mensekind, neem al my woorde wat ek vir jou sal sê, in jou hart op, en hoor hulle met jou ore. En kom, ga na die ballinge, na die kinders van jou volk, en spreek met hulle en sê vir hulle, so spreek die Here, Here, of hulle al luister of nie. Toe het die Gees my opgeneem, en ek het agter my die geluid van 'n groot gedreun gehoor wat sê, geloofd sy die heerlikheid van die Here uit sy woonplek. En ek het gehoor die geluid van die wesens se vlerke, wat die een aan die ander verbind was, en die geluid van die wiele gelyktydig daarmee, en die geluid van 'n groot gedreun. Toe het die Gees my opgehef en my weggeneem, en ek het gegaan, verbitterd in die grimmigheid van my gees, maar die hand van die Here was sterk op my. En ek het by die ballinge gekom in Tel Abib, wat by die Keba rivier gewoon het, en by die plek van hulle woning, en ek het daar 7 dae lank verstom in hulle midde gesit. Esegiel as wag aangestel. En aan die einde van 7 dae het die woord van die Here tot my gekom en gesê, mensekind, ek het jou as wag vir die huis van Israel aangestel. En as jy 'n woord uit my mond hoor, moet jy hulle van my kant waarsku. As ek aan die goddelose sê, jy sal sekerlik sterwe, en jy waarsku hom nie, en spreek nie om die goddelose vir sy goddelose weg te waarsku, om hom in die lewe te hou nie, dan sal hy, die goddelose, deur sy ongeregtigheid sterwe, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die goddelose waarsku, en hom nie van sy goddeloosheid en van sy goddelose weg bekeer nie, dan sal hy deur sy ongeregtigheid sterwe, maar jy het jou siel gered. En as 'n regverdige hom van sy geregtigheid afkeer en onreg doen, en ek 'n struikelblok voor hom gooi, dan sal hy sterwe. Omdat jy hom nie gewaarsku het nie, sal hy deur sy sonde sterwe, en aan sy geregtigheid wat hy beoefen het, sal nie gedink word nie, maar sy bloed sal ek van jou hand eis. Maar as jy die regverdige waarsku, dat die regverdige nie moet sondig nie, en hy sondig nie, dan sal hy sekerlik lewe, omdat hy hom laat waarsku het,
en jy het jou siel gered. En die hand van die Here was daar op my, en hy het vir my gesê, staan op, gaan uit na die laagte, en ek sal daar met jou spreek. Ek staan toe op en gaan na die laagte uit, en kyk, die heerlikheid van die Here het daar gestaan, soos die heerlikheid wat ek by die Keba rivier gesien het. En ek het op my aangesig geval. Toe kom die Gees in my, en laat my op my voete staan. En hy het met my gespreek en vir my gesê, gaan in, sluit jou toe in jou huis. En jy, mensekind, kyk, hulle sit vir jou toue aan en bind jou daarmee, sodat jy nie onder hulle kan uitgaan nie. En ek sal jou tong aan jou verhemelte laat klewe, sodat jy stom sal word en vir hulle geen bestraffer sal wees nie, want hulle is 'n wederstrewige huis. Maar as ek met jou spreek, sal ek jou mond open, en jy moet aan hulle sê, so spreek die Here, Here. Wie hoor, laat hom hoor, en wie dit nalat, laat hom dit nalat, want hulle is 'n wederstrewige huis.